Gemeente genade vir en vrede van God onze Vader, in Jezus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam lees vanoggend 2 gedeeltes wat aansluit by hierdie doopgeleentheid en dit wat ons gehoor het. Ons gaan lees uit Genesis hoofstuk 17, daar van die eerste vers af, en dan ook uit Hebreërs hoofstuk 6, daar van die 13de vers af. Genesis 17, van die eerste vers af. Nou, ons moet eintlik hierdie hele geskiedenis van Abraham kan lees, want God het alreeds voor hierdie gebeure, het hy vir hom alreeds 'n belofte gemaak, dat hy vir hom 'n nageslag sal gee. Ons lees daar in hoofstuk 15, toe sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf, en Efraim, die naam van Damaskus, sal my besittings kry. En dan maak God vir hom die belofte, dat hy 'n nageslag sal hê, wat nie getel kan word, so baie gaan hulle wees. En dan kom God met die spesifieke belofte, 25 jaar na daardie eerste belofte. 25 jaar na hy vir Abraham gesê het, jy gaan 'n groot nageslag hê. Wanneer Abraham al 99 jaar oud is, dan kom God met hierdie belofte. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voortkom. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag, en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy in vreemdeling woon, die hele Kanaan as 'n blywende besitting, en ek sal dit julle God wees. Verder het God vir Abraham gesê, jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die voorhuid. Dit is die verbondsteken tussen my en julle. Elke seun onder julle van 8 dae oud moet besny word. En dan lees ons in Hebreërs 6. Hebreërs 6, daar van die 13de vers af. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad, by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag gee. So het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê 'n eed af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van die saak, en dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker, dat besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die 2 onverganklike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons, wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as veilige en onvergeetlike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus ons voorloper, ter wille van ons ingegaan, en hy is vir ewig hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek.
Ons sê so maklik, ek beloof, ek sal. Ek beloof, ek sal. Dis veral in verhoudings waar mense so maklik beloftes kom maak. Ek sal jou nooit seermaak nie. Ek sal jou nooit alleen los nie. Ek sal jou altyd lief hê. Ek beloof, ek sal vir jou kom kuier. Ek beloof dat dit wat ek geleen het, ek aan jou gaan teruggee. Nou soms is die beloftes wat ons maak meer ernstig. Dan word dit in 'n regsdokument vasgevat, soos in 'n kontrak waar mense sekere goed aan mekaar beloof. Dan beloof ons daarin om sekere verpligtinge teenoor mekaar na te kom. Nou ons maak baie maklik beloftes, soos wat ons vanoggend ook hier gehoor het dat ouers doopbeloftes maak. Maar baie keer moet ons terugkyk en erken dat ons nie in staat was om daardie belofte wat ons gemaak het, daardie verpligting wat ons op onsself geneem het, om dit na te kom nie. Dikwels moet ons ons kop in skaamte laat sak en bely, ek het misluk in die uitvoering van hierdie belofte. Ek kan nie my belofte nakom wat ek gemaak het nie. Nou ons lees hier rondom hierdie doopgebeure en dit wat ons hier in Genesis en in Hebreërs lees, dat God kom het en 'n belofte gemaak het, dat God by Abraham kom stilstaan het, by die mens kom stilstaan het, en dat hy aan hom 'n belofte gemaak het. God het na Abraham toe gekom en gesê hy kom kies hom uit om die volk in die nuwe land in te lei, en hy gaan vir hom 'n groot nageslag gee. Dan verloop daar 25 jaar voordat Isak gebore word. God stel homself aan Abraham bekend as die almagtige God. Hebreërs sê daar was niemand groter as God self, by wie hy die belofte kon maak, by wie se naam hy kon sweer, dat hy die belofte gaan nakom. As almagtige God is hy in staat om al Abraham se hoop, al Abraham se verwagtinge, sy behoeftes, drome te vervul, om vir hom 'n nageslag te gee. Hy is in staat om Abraham se grootste ideaal te verwesenlik, want by God bestaan daar nie iets soos onmoontlik, of dat hy 'n belofte nie sal hou en sal nakom nie. Ook nie die belofte dat 'n man van 99 jaar 'n kind sal hê nie. As ons lees wat Abraham se reaksie is op God se belofte, as God aan hom verskyn, dan val hy op sy knieë neer uit eerbetoon. Maar as hy hoor wat God vir hom sê, dan lag hy en Sara daaroor, want dit kan tog nie waar wees nie. Dit is 'n onmoontlikheid. Tussen God se eerste belofte en die vervulling van daardie belofte het daar 25 jaar verloop. Hebreërs sê, Abraham het geduldig bly glo, en daarom het God vir hom gegee wat hy verwag het en wat hy gehoop het. Geen wonder dat Abraham lag as God vir hom sê dat hy 'n seun sal hê nie. Abraham
redeneer met God, asof die plannetjie wat hy self gemaak het, hy en Sarah gemaak het, om 'n seun by sy slavin te hê, om Ismael as 'n seun te hê, dat dit die vervulling van God se plan is. God sê, nee Abraham, nie Ismael, jou eie plannetjie nie. Ek het vir jou 'n belofte gemaak, en ek gaan daardie belofte nakom. Nou dikwels vereis ons geloof ook van ons, dat ons lank en geduldig sal bly glo en bly hoop, dat die belofte wat aan ons gemaak is, nagekom word. Ons ken ook God se belofte baie goed, en ons moet partykeer ook geduldig wag op die vervulling van daardie belofte. Abraham moes leer om die Here ten volle te vertrou, want as God beloof het, God het meer gedoen, hy het 'n eed by homself gesweer, dat hy dit sal nakom. Sê Hebreërs 6 vers 15 vir ons, en so het Abraham dan nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. God het van sy kant af besluit om sy belofte aan Abraham met 'n verbond te bevestig, en hy sweer by homself daardie belofte. Nou die belofte wat God gemaak het, die ooreenkoms wat hy met Abraham gemaak het, was nie net 'n ooreenkoms, 'n kontrak, 'n belofte nie. Dit was 'n verbond wat 'n baie meer dieper betekenis gehad het. En by 'n verbondsluiting was daar altyd 'n sterk party en 'n swak party. Dit het meestal plaasgevind wanneer twee konings oorlog gevoer het, en een koning het nou verloor, dan is daar 'n ooreenkoms gemaak. Dan het die koning wat gewen het 'n belofte gemaak, dit en dit en dit gaan gedoen word, en ek verwag dit van jou. So die belofte word van die een kant af gemaak, dis nie iets wat onderhandel word. God maak die belofte, hy sê ek gaan vir jou 'n God wees, ek gaan jou nageslag altyd in my hand hou. God maak daardie ooreenkoms, al het Abraham niks om in ruil te gee, en as teenprestasie te gee nie. God verbind homself om vir altyd vir Abraham en sy nageslag in God te wees, en hy gee dan die teken van die besnydenis. Baie geslagte later het God daardie belofte heeltemal voltrek, toe hy sy eie seun se bloed gegee het, om vir die sonde te betaal. God het ook vanmôre gekom, en vir klein Alexis 'n belofte kom maak, vir haar kom sê, jy is 'n spesiale mens, ek het jou uitgekies, ek maak vanmôre met jou 'n verbond, ek gaan jou God wees. Nou Alexis is in hierdie gesin se lewe 'n besondere mensie. Ek ken nie die omstandighede van die gesin nie, maar vir meeste ouers is die koms van 'n baba 'n geweldige ding wat gebeur, en met groot blydskap en vreugde, en daar is niks mooier en niks wonderliker as daardie kindjie wat God gee nie. Maar net om in perspektief te stel, hoe besondere mensie is sy vir God. Daardie oomblik, toe Alexis gebore is, in daardie sekonde, is daar nog 3 ander kinders
in die wêreld gebore. In daardie minuut is daar 240 babas gebore. In daardie uur 14.400 babas gebore. In daardie 24 uur van die dag is daar 345.600 babas gebore. En uit daardie 345.600 babas wat daardie dag gebore is klein Alexis vir julle gebore en is sy 'n besondere kind vir julle. En vanoggend kom God en uit daardie 345.000 babas wat daardie dag gebore is, kom maak hy aan Alexis 'n belofte, soos wat hy dit destyds aan Abraham gemaak het, aan Isak gemaak het toe hy gebore is. Een uit daardie massa mense wat op aarde was, sê hy, ek het jou uitgekies en ek maak vir jou 'n belofte. Ek gaan jou God wees en ek gaan hierdie pad saam met jou loop. Ek gaan jou God wees en jy gaan my kind wees, jy gaan my nageslag wees. Ook vir julle as ouers, julle het vanmôre 'n belofte hier gemaak, dat julle ook glo in God, glo in sy woord, en dat julle moeite gaan maak om ook vir haar hierdie pad uit te stippel. Kom Psalm 78 en daar lees ons, wat ons gehoor het en wat ons weet, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal dit aan die volgende geslag vertel. So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het. Mag God vir julle die genade en die krag gegee het om ook hierdie woorde vir julle lewe waar te maak. Wat ons gehoor het en wat ons weet, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal dit aan die volgende geslag vertel. So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het. Met die doop vanoggend het God 'n belofte aan Alexis kom maak en het julle as ouers 'n belofte gemaak. God het vir haar gesê, ek sluit 'n kontrak met jou. Ek sweer 'n eed by myself dat ek vir haar 'n God gaan wees en haar in die lewe gaan bystaan en gaan lei. God sal vir haar 'n God wees en hy vra van ons as ouers, van ons as gemeente, van ons as mense wat ook gedoop is, om ook te help, om hierdie besondere mense wat hy uitgekies het, ook op hierdie lewenspad te lei en by te staan en krag te gee. Mag julle as gemeente ook hulle hande vat as ouerpaar en saam met hulle hierdie pad loop, dat dit ook op die ou einde in vreugde kan uitloop, soos dit vir Abraham uitgeloop het en vir die volk aan wie God daardie belofte gemaak het. Amen. Here onse God, as ons vanmôre hoor hoe klein en nietig en hoe klein deeltjie ons as kinders, as mense in hierdie wêreld is. Here, ons dink baie keer ons is so besonders, dan hoor ons vanmôre dat ons maar net een uit 'n groot massa is. Maar dit maak ons nie moedeloos nie, Here. Want U kom vanmôre en U kom maak 'n belofte. U kom kies een mensie uit
En U kom maak daardie belofte aan haar, en so het U dit aan elkeen van ons gemaak, dat U vir ons 'n God gaan wees, en U beloof om vir ons die krag te gee, om ons deel van die belofte na te kom. Dankie dat ons deel van U kerk, van U koninkryk kan wees, en dat ons U so kan dien. Kom dan, Here, en gee vir hulle as ouerpaar krag, gee vir hulle as gemeente genade, om vir haar te help grootmaak. Gee vir Alexis ook die genade, om te weet dat sy besonders is, en dat U vir haar 'n belofte gemaak het, en dat U dit waar sal maak in haar lewe. Dra vanmôre hierdie gemeente aan U op, Here, U ken elke lidmaat. Ons het gehoor ook van hulle wat siek is, dat U ook vir hulle sal versterk, Here, en genadig sal wees. Ons bid, Here, vir elke gelowige, vir die bediening ook hier in hierdie gemeente, dat U ook vir Dominee André krag en genade sal gee vir hulle as kerkraad, wat moet voorgaan, te midde van soveel woelinge in die wêreld en ook in die kerk, Here, dat hulle steeds getrou sal bly aan U woord, en U woord sal uitleef en uitdra, en verkondig elke dag. Ons bid dit nie omdat ons enigiets verdien nie, maar omdat U groot en genadig is. Amen. Mag nou die genade van God onse Vader, die liefde van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van U wees en bly tot in ewigheid. Amen.